Liefste gemeente, julle kan julle Bybels vir my oopmaak asseblief by Efesiërs hoofstuk 1 verse 19 tot 23. Ons gaan aan vandag met ons studie in hierdie besonderse boek, Efesiërs 1 vers 19 tot 23. En die tema van vandag se boodskap is God se kragtige werking in die verhoging van ons Here Jesus Christus. Dit is waaroor die apostel Paulus hier skryf. God se kragtige werking in die verhoging van Christus. Laas toe ons besig was in Efesiërs, het ons gekyk na Efesiërs 1 vers 15 tot 19. Na Paulus se gebed vir die Efesiër gelowiges. En ons het gesien dat hy skryf dat die oë van julle harte verlig mag wees in vers 18. Dat die oë van julle harte verlig mag wees. Met ander woorde, hy bid vir hulle vir geestelike begrip, vir geestelike insig vanaf die Here, sodat julle kan insien, onder andere in vers 19 se begin, dat hulle mag insien en verstaan wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo, ooreenkomstig die werking van sy groot krag. 'n Begrip vir die grootheid van God se mag vir ons wat glo, of wat werk in ons wat glo. En Paulus verlang dat alle gelowiges, sy oorspronklike gehoor, maar ook ons vandag, dat ons kennis sal dra oor hierdie magtige werking van God in ons. Want hy weet, dit sal 'n groot en 'n positiewe impak in ons lewens maak. En daarom gaan hy nou aan hier, vanaf vers 19, en hy verduidelik God se kragtige werking in die gelowige. Vanaf vers 19 tot en met hoofstuk 2 vers 10. Ons gaan nie dit alles vandag behandel nie, maar oor die volgende paar weke, as die Here wil, sal ons kyk hierna. Wat ek nou wil sê, moet julle na oplet, want dit gaan julle help om die vloei van dit wat Paulus sê te verstaan uit Efesiërs hoofstuk 1 uit in hoofstuk 2 in. Hier is dit. Gegewe die feit dat God met die gelowige handel in Jesus Christus. Onthou, Jesus is ons federale hoof en verteenwoordiger. Oom Nico het altyd gehou daarvan om te praat van hom as ons verbondshoof. Gegewe die feit dat God met die gelowige in Jesus handel, beskryf Paulus eers God se kragtige werking in die verhoging van Jesus. In verse 19 tot 23 van hoofstuk 1. En dan daarna beskryf hy die gevolg van God se kragtige verhoging van Jesus in hoofstuk 2 vers 1 tot 10. Naamlik ons wedergeboorte. Dat God ons saam met Jesus vanuit ons geestelike dood en moreel verdorwe toestand saam met Jesus lewend gemaak het, soos hy skryf in die brief. Dat hy ons saam met Jesus opgewek het, soos hy skryf in die brief. Dat hy ons saam met Jesus laat sit het in hemelse plekke, soos hy skryf in die brief. En ons sal kyk daarna. Vandag gaan ons kyk na God se kragtige werking in die verhoging van Jesus. En volgende sal ons kyk na die gevolge daarvan in ons. Dit wat ons vandag na kyk, God se kragtige werking in die verhoging van Jesus Christus hier in hoofstuk 1 vers 19 tot 23 gee vir ons, as ek dit op 'n ander manier kan sê, die teologiese grondslag vir God se werking in ons. God wil ons vandag inlig, geliefdes. Hierso is die hanger om nou julle gedagtes aan te hang vir vandag. God wil ons inlig, of hy wil ons opnuut herinner aan sy kragtige werking. Dit wat God gedoen het toe hy Jesus Christus verhoog het, sodat ons nie onkundig sal wees hieroor nie. Maar eerder dat ons, soos Paulus hier skryf in ons teks, sal insien wat die geweldige grootheid van sy mag is in ons, waar hy ons saam met Jesus geestelik lewend gemaak het.
wederbaarheid, sodat ons tot eer van God kan leef. Kom ek lees vir ons teks, en dan sal ek bid vir die Here se hulp, voordat ons bietjie dieper indelf. In vers 18, as deel van Paulus se gebed vir die Efesiër gelowiges, sê hy, of skryf hy, dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien, onder andere, dan begin ons in vers 19, dat hulle kan insien, en dat ons ook vandag kan insien, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo, ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo elke naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling of wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel, en hom aan die kerk gegee, as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vul. Wat 'n kosbare gedeelte uit die woord van die Here. Kom ons sluit ons oë, dan vra ons die Here se hulp, voordat ons die teks uitlê. Hemelse Vader, ons voel onsself so bevoorreg om weer sonder vrees en ongehinderd na u woord toe te kan kom. Dit is ons begeerte om onsself soos elke ander week laag te buig onder u woord, met die erkenning dat die Bybel, u woord, is geïnspireer en gesaghebbend vir ons lewens. Dit is foutloos en algenoegsaam. Dit is die hoogste bron van gesag en waarheid vanaf u aan ons, waardeur ons u in u wese, u wil, u waarheid kan erken, en daarom buig ons onsself onder die woord, dat u deur u woord en gees vandag met ons mag spreek. Bring u instruksie tot ons harte. Help ons om te verstaan hoe om dit te implementeer in ons lewens, in ons gedagtewêreld, in ons woorde, in ons doen en late, in ons houdings en reaksies en in ons motiewe. Werk in ons en bereik die doel waarmee u hierdie woord laat uitgaan vandag. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Gemeente, laat ek begin deur te sê, ons God is werklik almagtig. Ons God is almagtig, soos hy van homself sê in Openbaring 1 vers 8, dat hy is die Here, die eerste en die laaste. Hy is die een wat is, wat was en wat kom. Hy is die Almagtige. Kyk wat sê hy in vers 19 van ons teks van homself. Dit praat hier van die onvergelykbare grootheid van sy mag. Dit praat hier van sy groot krag aan die einde van vers 19, en dit is die Here. En as julle saam met my mooi sal terugdink, sal julle onthou, dwars deur die Bybel lees ons hoe God sy onvergelykbare grootheid vertoon het op verskillende wyse. Dink byvoorbeeld aan God se Ou Testament volk. Die Here het sy grootsheid getoon deur middel van die 10 plaae in Egipte, waar God sy almag oor die afgode van Egipte vertoon het. Of dink byvoorbeeld aan God se magsvertoon toe hy Israel deur die Rooi See gelei het, op droë grond, waar hy sy almag oor sy volk se vyande bewys het. Daai weermag het gesterf, verdrink in die Rooi See. Dink aan God se magsvertoon deur sy verbondsluiting met sy volk by Sinaï berg, waar God sy almag vertoon het om vir homself 'n volk te berei as sy eie. Of dink aan God se magsvertoon in sy versorging van sy volk van plus minus 2 miljoen mense in 'n dor en droë woestyn vir 40 jaar lank.
waar hy sy almag bewys het om vir sy volk te kan sorg. Of dink aan sy magsvertoon toe hy voor Israel uitgegaan het om die beloofde land Kanaan te verower, waar hy sy almag bewys het om sy beloftes vir sy volk waar te maak. Dink aan al hierdie magsvertoon van die Here. En ek wil vanoggend vir julle sê, daar is geen magsvertoon van God wat groter is as dit wat God gedoen het, toe hy ons Here Jesus Christus uit die dode opgewek het, liggaamlik, en hom laat sit het aan sy regterhand van mag in hemelse plekke, soos vers 20 vir ons sê nie. Hierdie magsvertoon van God in Jesus se opstanding en hemelvaart, sê Paulus vir ons hier, word juis gesien in Christus se opstanding. Heel eerstens, Christus se opstanding. Kyk saam met my in die teks na wat hy hier skryf. Hy sê hierso, dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die onvergelykbare grootheid van God se mag is vir ons wat glo, of wat in ons werk, ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het. Christus se opwekking en sy opstanding liggaamlik uit die dood is niks anders nie as 'n besonderse magsvertoning vanaf God die Vader. En dit is wat Jesus voorspel het tydens sy aardse bediening, nie waar nie? Jesus het gesê vir sy disippels dat hy sy lewe sou aflê in vervulling van die Ou Testament profeseë, soos in Jesaja 53. En hy het ook vir hulle gesê dat hy sy lewe weer sou opneem uit die dode uit in vervulling van die profeseë, soos in Psalm 16 vers 10, Psalm 30 vers 4. Julle onthou Jesus se woorde, byvoorbeeld in Johannes 10 vers 17 en 18, waar hy gesê het, om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, sodat ek dit weer kan opneem. Niemand neem my lewe van my weg nie, ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê en ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. So Jesus het sy dood en sy opstanding voorspel. Hy het gepraat daaroor. En nie net hy nie, die apostels van Jesus Christus, wat hom gesien het in lewende lywe met 'n verheerlikte liggaam na sy opstanding, hulle en hulle naaste medewerkers het die historiese gebeurtenis van Jesus se opstanding na die feit vir ons opgeteken in die evangelie rekords. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Ons lees daar van Jesus se dood, begrafnis en sy opstanding. En nie net dit nie, die apostel Paulus, die einste apostel wat Efesiërs vir ons skryf, hy lewer vir ons die bewyse en die argument vir die historiese feit van Jesus se opstanding in 1 Korintiërs 15, waar jy dit kan gaan lees. Jesus het opgestaan uit die dode. Sy liggaamlike opstanding, gemeente, is kern aan ons geloof. Dis 'n fundamentele aspek van ons Christelike geloof. Ek wil vir julle lees hoe Paulus die evangelie verwoord in 1 Korintiërs hoofstuk 15. Paulus skryf hierso: broers, ek herinner julle aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het. Wat is daai evangelie? Hy sê in vers 3 van 1 Korintiërs 15, die wesenlike wat ek ontvang en ook aan julle oorgelewer het, is dit. Naamlik, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. Jesus se opstanding is kern aan die evangelie boodskap. Volgens Paulus is geloof in die opstanding van Jesus uit die dode noodsaaklik vir redding. Hulle wat die opstanding van Jesus uit die dood verwerp, kan nie gered wees nie. In Romeine 10 vers 9 skryf Paulus hierdie woorde:
As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Is absoluut noodsaaklik, en dit is dan geen wonder nie, dat die apostel Paulus hier in 1 Korintiërs 15 vers 14 hierdie woorde skryf nie. Hy sê, as Christus nie opgewek is nie, as hy nie opgestaan het liggaamlik uit die dood nie, is ons verkondiging sinloos, en is julle geloof sinloos. Volgens Paulus, wat hierdie woorde in ons teks skryf, indien Jesus nie opgestaan het uit die dode liggaamlik nie, soos wat die ateïste beweer, soos wat liberale teoloë vandag beweer, is daar geen redding van God se regverdige toorn en oordeel oor sonde nie. En is daar geen hoop op die ewige lewe en 'n ewige erfenis in God se teenwoordigheid in die nuwe hemel en nuwe aarde nie. Daar bly slegs 'n verskriklike verwagting oor van veroordeling by die laaste groot oordeel en 'n verdoemenis tot 'n ewige pyniging in die vure van die hel. Jesus het opgestaan, geliefdes, en Paulus sê vir ons, dit is die vertoning van God se groot mag. Maar dis nie al nie, hy sê ook vir ons, dat die onvergelykbare grootheid van God se mag word tweedens gesien in Jesus se hemelvaart. Nie net uit sy opstanding nie, maar ook in sy hemelvaart. Kyk gou saam met my weer na ons teks. Hy bid vir die Efesiër gelowiges vir insig wat die onvergelykbare grootheid van God se mag aanbetref vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, vers 20, wat God uitgeoefen het in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Jesus is opgeneem in die hemele, liggaamlik, waar hy sit aan die regterhand van die Vader, volgens die teks. Hierdie verwysing na regterhand wil ek net noem vir julle, noem ons in die teologiese wêreld antropomorfisme. Dis 'n groot woord, jy hoef nie te skrik daarvoor nie. Dit is wanneer God homself aan ons beperkte menslike verstand akkommodeer en waarheid oor homself openbaar op menslike wyse waarmee ons kan identifiseer, sodat ons iets van God verstaan. God is immers ewige gees, sê die woord vir ons. Hy het nie letterlik 'n regterhand nie. Hier is antropomorfisme. God akkommodeer ons begrip om iets vir ons van homself te sê. 'n Regterhand in antieke tye en ook vandag dra die konnektasie of is 'n simbool van mag. Want oor die algemeen is ons regterhand tog ons sterk hand. Aan die ander woorde, die feit dat Jesus opgevaar het met 'n verheerlikte liggaam tot die regterhand van die Vader, beteken dat hy verhoog is tot sy magsposisie, 'n posisie van mag aan die regterhand van die almagtige Vader. En dis wat Jesus vir ons gesê het net voor sy hemelvaart. Aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Matteus 28 vers 18. En ons moet die woord hierso sit, dieselfde verstaan. Hy's opgeneem, hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader. Dis nie asof Jesus agteroor sit in 'n gemakstoel en net niks meer doen vir die res van ewigheid nie. Nee, Jesus het self gesê in Johannes 5 vers 17, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook, né? Gewoonlik wanneer 'n koning in antieke tye, en is vandag nog die gebruik, wanneer 'n koning verhef is tot sy magsposisie, het hy gaan sit op die troon. Sy kroon is aan hom gegee. En dit is wat gebeur het met Jesus in sy hemelvaart. Alle mag in hemel en op aarde is aan hom gegee. En toe hy opgeneem is in die hemele, sê Daniël 7 vers 13 en 14 vir ons, dat hy in hemelse plekke ontvang was en daar deur middel van 'n gewyde seremonie gekroon was met eer en heerlikheid en 'n kroning kry. Hy daar sy magsposisie gaan inneem op sy troon. Dis waarna die sit hier verwys.
ten opsigte van hierdie hemelvaart van ons Here Jesus waarvan Paulus skryf in die teks, leer die Bybel vir ons dat dit is 'n werklike historiese gebeurtenis. Dit het plaasgevind. Handelinge 1 vers 9 tot 11 sê vir ons, nadat Jesus sy laaste woorde aan die disippels gekommunikeer het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk. Jesus is in 'n wolk opgeneem voor ooggetuies. 'n Wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem en terwyl hulle soos hy weggaan, stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans, engele in wit klere by hulle en vra, Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, met ander woorde, hy is na 'n regte plek geneem, hy is weggeneem na die hemel, die 3de hemel, in die teenwoordigheid van God in sy allerheiligste troonkamer. Hierdie Jesus wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Dit is 'n historiese feit. Later in Handelinge, wanneer ons lees van die vroeë diaken Stefanus se steniging, dan is God hom genadig en laat hom toe om op te kyk en hy sien dan die hemel geopen en Jesus aan die regterhand van die Vader waarheen hy opgeneem is. Ek wil dieselfde stelling maak as oor die opstanding van Jesus. Gemeente, Jesus se hemelvaart is ook kern aan ons geloof. Dit is 'n fundamentele aspek van die Christelike geloof, want die Bybel sê vir ons, Jesus is opgeneem om in te tree by die Vader as ons voorspraak. Romeine 8 vers 34. Hy is opgeneem om plek te gaan berei vir ons. Johannes 14 vers 1 tot 3. Hy is opgeneem om sy vyande 'n voetbank van sy voete te maak, waarvan die dood die laaste een is. 1 Korintiërs 15 vers 25 en 26. Hy is opgeneem om te regeer op die troon van die Vader en God se verlossingsplan tot vervulling te bring. Openbaring 3 vers 21. So as hy nie opgeneem is in die hemele nie, dan is daar geen voorspraak wat vir ons intree nie. Dan is daar niemand wat vir ons plek tans berei nie. Dan was Jesus se belofte leeuwoorde. Dan word sy vyande nie 'n voetbank vir sy voete gemaak nie en sal die dood ook nie oorwin word nie. Dan sal God se verlossingsplan nie tot vervulling kom nie. Indien Jesus nie hemel toe gevaar het, liggaamlik tot by die regterhand van die Vader nie, soos die ateïste en die liberale teoloë vir ons wil laat glo vandag, is daar ook geen redding van God se regverdige toorn en oordeel oor sonde nie. Verskoon tog, dan is daar geen hoop op die ewige lewe en die ewige erfenis aan ons in God se teenwoordigheid in die nuwe hemel en nuwe aarde nie. En net 'n verskriklike verwagting, soos ek nou gesê het, van veroordeling en verdoemenis. So as ek hier 'n toepassing mag maak vir jou en my geliefde, aangesien die Bybel die opstanding en die hemelvaart van Jesus bevestig as 'n historiese gebeurtenis, 'n feit, glo daarin. Glo vas daarin. Kyk, die inspirasie van die Bybel, die feit dat dit deur God geïnspireer is as sy woord, impliseer vir ons dat die woorde van God is foutloos. Dis met ander woorde betroubaar, en dit wat dit sê oor Jesus se opstanding en hemelvaart is geloofwaardig. En die inspirasie van die Bybel impliseer ook dit is gesaghebend vir jou en my. Dat alles wat die woord sê, moet ons glo. Dit wat beveel word, moet ons gehoorsaam. En die Bybelse bevestiging, liewe gelowige, die verligting van die Heilige Gees is genoeg bevestiging vir jou en my om te glo in die liggaamlike opstanding en heerlike hemelvaart van Jesus Christus. Julle gaan hoor daar buite in die wêreld, en ek moet met skaamte sê, julle gaan dit nie eers in die wêreld, net daar buite in die wêreld hoor nie. Julle gaan dit ook hoor van dwaalleraars, ketters binne die kerk,
Dat ons nie meer kan glo in Jesus se opstanding en sy hemelvaart nie. Wie het al ooit so iets sien gebeur, is nie moontlik nie. Maar julle gaan ook daar buite hoor waar julle beweeg, by die skool, by die universiteit, by jou werk, in jou buurt, in die klub waarin jy behoort, dalk onder familie en vriendekringe, ek weet nie, maar julle gaan hoor, hierdie dinge is nie so nie, moenie dat dit jou van struik bring nie. Glo vas in die openbaring van God. Jesus het liggaamlik opgestaan uit die dode. En hy is opgeneem in heerlikheid tot aan die regterhand van die Vader, waar hy getroon sit. Gekroon met eer en heerlikheid en 'n koninkryk. Paulus gaan aan hier en hy beklemtoon 2 praktiese gevolge van Jesus se hemelvaart en sy kroning in ons teks. Eerstens dat Jesus gekroon is as heerser oor die heelal. Kyk wat gaan hy aan om te sê. In vers 20 het ons gelees, Paulus skryf, God het groot mag uitgeoefen in Christus toe hy hom uit die dood opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Luister nou. Hy is verhoog bo elke owerheid en gesag en mag en heerser. Ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles, maar alles onder sy voete gestel. Hierdie waarheid word ook beklemtoon in alle ander dele van die Bybel. In 'n teks soos 1 Petrus 3 vers 22, waar ons lees van Jesus Christus, dat hy aan die regterhand van God is, dat hy die hemel binne gegaan het, en dat engele, magte en kragte aan hom nou onderwerp is. Petrus sê dieselfde as Paulus, en let op in vers 22 se begin van ons teks, dat alle dinge is aan hom onderwerp. Nie sommige nie, nie meeste nie, alle dinge. So as God se koning besit ons Here Jesus Christus werklik alle mag in hemel en op aarde, soos hy gesê het in Matteus 28 vers 18. Hy is die soewereine een wat in algehele soewereiniteit beskik oor alles wat in God se skepping gebeur. Dit is waar nou in hierdie bedeling, sê Paulus, hier in die einde van vers 21, maar ook in die bedeling wat kom, die toekomstige wêreld. Dis waar nou in die huidige hemel en aarde, dit sal ook waar wees na die wederkoms van Jesus in die nuwe hemel en nuwe aarde. Kyk, hierdie realiteit word nie deur alle mense tans aanvaar nie, erken nie, maar dit sal, Paulus skryf in die volgende brief, na Efesiërs, Filippense 2, daarom het God hom uitermate verhoog en hom aan hom 'n naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus is die Here, tot eer van God die Vader. Daar sal 'n dag kom wanneer die ganse skepping dit erken, en dit word vir ons so mooi uitgebeeld in die simbolisme van Openbaring 5 vers 13, waar die ganse skepping lof bied aan die Lam op die troon. So met sy hemelvaart is Jesus verhoog, gekroon as heerser oor die heelal. Hier wil ek nog 'n toepassing maak vir julle. Aangesien Jesus werklik die almagtige heerser oor hemel en aarde is, kan hy en sal hy God se raadsplan, spesifiek sy verlossingsplan, volbring in hierdie wêreld, soos wat dit in die Bybel geopenbaar word, sonder dat enige owerheid, enige gesag, enige mag, enige heerser, soos dit genoem word hier in die teks, sonder dat enige een hom kan teenstaan en hom kan weerhou om dit te doen. Want hy is die heerser oor die heelal. Hy sal die vyande wat God reeds onder sy voete geplaas het, verneder tot 'n voetbank.
Hy sal by sy wederkoms die algemene opstanding van regverdiges en onregverdiges teweegbring, waar hy gelowiges sal beloon en ongelowiges sal veroordeel en verdoem. Hy sal by sy wederkoms die heelal vernuwe, soos dit beskryf word vir ons in 2 Petrus 3. En die nuwe hemel en nuwe aarde oprig waarin geregtigheid woon. Hy sal dit alles doen. Hoekom? Want hy is heerser oor die heelal. En dis nie al nie. Sy verhoging deur sy hemelvaart, sy kroning is nie net as heerser oor die heelal nie, dit is ook as hoof oor sy kerk. Kyk gou weer saam met my na die teks. Hy is ook hoof oor die kerk, vers 22 se begin het gesê, God het alles onder sy voete, Jesus se voete gestel, om aan die kerk gegee as hoof oor alles. Per implikasie, wat is hierdie alles? Die kerk wat sy liggaam is. Die volheid van hom wat alles in almal vul. En hierdie waarheid oor Jesus se hoofskap word ook verder beklemtoon in hierdie brief. Kyk gou saam met my na hoofstuk 4, vers 4 en 5. Paulus gaan aan in hierdie brief, hy skryf in Efesiërs 4 vers 4, daar is een liggaam, en in die begin van vers 5, daar is een Here, een hoof, Jesus Christus oor die kerk. Blaai een bladsytjie om na Efesiërs 5 vers 23 toe, waar hy dit weer noem. Hy sê, die man is die hoof van die vrou, soos Christus hoof is van die kerk. As jy aanblaai na die volgende boek toe, Kolossense 1 vers 18 en 19, word dit maar net weer herhaal. Hy is die hoof van die liggaam wat sy kerk is. En hier wil ek ook weer 'n toepassing maak. Verskoon tog my stem wat so bietjie sukkel. Ek het volle bors gesing voor die preek, tot eer van die Here. Nou voel ek dit. Nog 'n toepassing onder hierdie punt. Jesus is hoof oor die kerk. Dit beteken dat geen magsfiguur, dat geen godsdienstige leier of leiers, dat geen synode, dat geen organisasie, dat geen groep, geen assosiasie of unie of enigiets ekstern aan die plaaslike gemeente mag Jesus se rol as direkte hoof oor elke lidmaat in die gemeente oorneem nie. Dit wil sê die gemeente onder leiding van haar gees aangestelde ouderlinge is verantwoordbaar en aanspreeklik direk aan Jesus en nie aan nog 'n middelaar wat tussengang tussen Jesus en die gemeente. Nee, ons is verantwoordbaar direk teenoor hom om sy wil na te volg ter wille van sy eer. Baptiste was nog altyd passievol oor hierdie Bybelwaarheid. Ons verwerp die Rooms-Katolieke lering dat die paus van Rome is die vicar of Christ, die verteenwoordiger van Jesus op aarde, die tussenganger tussen Jesus en die kerk. En ons verwerp ook 'n synodale stelsel, met ander woorde, waar die gemeente van buite die plaaslike kerk dikteer word in terme van haar innerlike administrasie en aanbidding. Die gemeentes van Jesus Christus, soos ons dit sien in die Bybel, het slegs een hoof wat sy sal erken en navolg, en dit is Jesus Christus, soos hy ons lei deur sy woord en deur sy gees. En let op wat sê Paulus hier aan die einde van Efesiërs, dat hierdie alleen hoof oor ons, sy kerk, as alleen hoof, is dit sy volheid wat alles in almal vervul. Natuurlik nie almal op aarde nie. Paulus het hier in gedagte almal in die konteks wat wedergebore is en deel is van Jesus se kerkliggaam, soos hy sê in vers 22 en 23. Hy is hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is. Hierdie stelling hou verband
En is eintlik maar 'n herhaling van hoofstuk 1 vers 3. Sy beopeningswoorde van hierdie brief, waar hy gesê het, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wie ons in Christus geseën het met elke geestelike seëninge in hemelse plekke in Christus. Is eintlik 'n herhaling van dit. In Jesus Christus ontvang die gelowige volkome verkoking. In Jesus Christus ontvang die gelowige volkome seën vanaf God. Alles met ander woorde wat ons benodig om God te ken. Alles wat ons benodig om aanvaar te word voor hom. Alles wat ons benodig om 'n godvrugtige lewe voor hom te lei. Dit ontvang ons uit sy volheid. Kolossense 1 vers 19 sê dit het God behaag om die volheid in Christus te laat woon. En uit hom ontvang ons alle dinge. Buite hom is daar niks vanaf God nie. En hier wil ek weer 'n laaste toepassing maak, geliefdes. Aangesien ons alle dinge ontvang wat ons vervul uit die volheid van Jesus Christus, ons hoof, is daar geen ware vreugde en vrede, geen ware vervulling buite hom te vind nie. Dit is deur middel van die ganse volheid van Jesus dat ons vervulling beleef. Daai vervulling is nie in die wêreld nie, gelowige. En dis nie in sonde nie. Waar vind jy jou vervulling? Waarheen gaan jy om vervul te word? Maak jy 'n afgod van mense of dinge? Soek jy dit in plesier? Soek jy dit in jou werk? Soek jy dit in geld? Soek jy dit in aanvaarding? Soek jy dit in 'n verhouding of in 'n persoon? Soek jy dit op enige ander plek buite Jesus? Jy gaan dit nie vind nie. Behalwe die leebeloftes van die vyand. Kom na Jesus Christus toe, geliefde. Want dit is in hom wat alles en almal vervul word. Ek wil afsluit hierdie boodskap deur net julle aandag te vestig. Let op, geliefdes, die onvergelykbare grootheid van God se mag. Let op hoe hy dit tentoonstel in sy verhoging van Jesus, deur Jesus se opwekking uit die dood en sy opneem na hemelse plek om te sit aan die regterhand van God se mag, gekroon as heerser oor die heelal, as hoof oor die kerk. En wat ons volgende gaan sien is dat dit is daai selfde krag waarmee God vir Christus verhoog het, wat ook in jou en my gewerk het vir ons wedergeboorte. To be continued. Kom ons sluit ons oë, geliefdes. Hemelse Vader, dankie vir u woord. Daar is soveel daarvan wat moeilik is om te verstaan, maar ek dank u, Here, vir die oopbreek en die uitleg daarvan. Here, dat as ons dit met eenvoudige geloof lees, is dit nie so ingewikkeld nie. Here, ons sien hier Paulus bid vir die Efesiër gelowiges, vir 'n geestelike begrip en insig, dat hulle mag insien u groot krag, die onvergelykbare grootheid van u mag, wat u uitgeoefen het toe Jesus opgewek het uit die dode en hom laat sit het aan die regterhand van die Vader. Bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, bo elke naam wat genoem kan word in hierdie bedeling en die toekomstige, dat hy alles onder Jesus se voete gestel het en hom aan die kerk gegee het as hoof oor alles, en dat sy volheid alles in ons vervul. Here, ons sien dit en ons prys U daarvoor. Ons erken hierdie waarheid, ons glo dit. Help ons om standvastig te wees, nie kompromie aan te gaan met die valsheid wat ons in die wêreld hoor nie, maar om vas te hou aan U geïnspireerde woord wat vir ons hierdie dinge leer. Here, dat ons ook iets sal verstaan soos wat ons aangaan in ons studie deur Efesiërs in die weke wat kom, van dieselfde groot mag wat Jesus uit die dode opgewek het en laat sit het in hemelse plekke, dat dit daai selfde mag is waarmee U ons wederbaar het, ons geestelik lewend gemaak het en in hemelse plekke
laat sit. Here, ons eer U vir U werking in ons. Ek wil bid, Here, dat U vir ons hierdie waarheid op ons harte sal inbrand wat ons gehoor het vandag. Dat U ons elkeen sal aanspoor en motiveer om die skrifte verder te gaan ondersoek na die waarheid van hierdie dinge. Here, dat U ons daardeur sal help ook om U waardig te verheerlik deur ons lewens in hierdie week. Kom en verheerlik Uself in die afsluit van hierdie diens vanoggend. In die slotlied, Here, in die seënuitspraak, in die aankondiging wat gemaak gaan word, ook in ons samesyn hierna. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ek groet julle in die besonderse naam van Jesus Christus, ons Verlosser en ons Here. Mag sy liefde, genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees julle vergesel vandag en in die week wat voorlê. Amen.